Pretty cool experience geweest en hy het toe gemention dat hy ervaar as die Heilige Gees jou wil herinner aan 'n vers of jou wil hê as hy wil hê jou oog met 'n vers vang, sal hy verseker op skriftuurlike maniere vir jou hierdie woord bring. En dit was toe nogals baie waar vir my geweest. Ek het toe daaraan gedink en elke keer wanneer so 'n stuk vers of so 'n stuk teks, my oog vang, is al altyd 1 of 2 kere in my lewe wat ek teruggaan na dit toe en ek besef, maar die Here het hierdie vir my gestuur op 'n manier wat ek nie gedink het moontlik is nie en dinge gebruik in my lewe om vir my tekens te wees wanneer ek dit nodig het. Nou, een van daai verse is 'n vers wat my redelik baie gepla het onlangs en ons gaan vandag 'n bietjie na hom kyk. Dit is in Hebreërs. Ek wil graag hê ons moet gou saam lees sodat julle sal verstaan wat ek sê. Hierdie vers sê Hebreërs 10 vers 14 wat sê for by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. Nou, die rede hoekom hierdie vers my gepla het, is toe ek het gelees het dit vir my redelik teenstrydig voorgekom. Toe ek die eerste keer daarna gekyk het, het ek dit nie heeltemal verstaan nie. Ek het verbygegaan en dit het my oog gevang. Ek het nie dadelik gewonder daaroor nie, maar later het die vraag opgekom, maar as ek dan hier perfek gemaak is, hoe kan ek nog gesanctify word in hierdie hele proses? Dit het nie vir my baie sin gemaak nie en ek het 'n bietjie gebid daaroor en 'n bietjie gaan dink daaroor en eventually tot 'n baie cool antwoord gekom. Ek weet nie of julle hierdie vers al raak gelees het nie, maar dis actually nogals interessant om te sien wat die Bybel te sê het oor hierdie. Ek wil begin deur die eerste helfte van daai vers op te breek en te kyk na ons identiteit. Ons identiteit is volmaak in Christus. Dit is die eerste deel wat ons raak lees. Ons is perfected en daai volmaaktheid in Christus het my al 'n paar keer gepla toe ek dit gelees het, want ek gaan nie vir julle jok nie. Ek het al wakker geword in die oggende en dan op daardie dag voel ek nie regtig volmaak nie. Ek voel nie perfek nie. Hierdie vers het my redelik omkant gevang, want toe ek dit gesien het, toe dog ek, daar is nie elke dag se storie nie, maar in daai gevoel het ek agtergekom dat daar soveel verse is wat bewys God het ons perfek gemaak en hy het ons nuut gemaak. Ek wil graag vir julle wys in Korintiërs, 2 Korintiërs 5 vers 17. Skryf Paulus vir ons, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En ek dink hierdie vers het dit eintlik perfek, want dit is nie dat ons nog altyd hierdie perfekte skepping was en ons moes nog heeltyd eintlik baie meer arrogant gewees het as wat ons is nie. Dit is dat God ons nuut gemaak het in sy identiteit. Dit is dat toe ons vir Jesus Christus aanvaar het in ons harte, daar iets gebeur het binne my en jou, wat ons nie noodwendig kon verduidelik nie, want hierdie nuwe ek is nie net 'n nuwe bladsy wat ek begin het nie, maar eintlik 'n hele nuwe boek wat ek gekoop het. Dit is 'n hele nuwe identiteit. Ek beleef nogals baie dat ek voel ek moet werk vir die Here. Jy weet, baie keer ervaar ek dat ek nie goed genoeg is nie en ek moet nou meer by die kerk kom of ek moet harder serve of meer Bybel lees of meer bid om sy goedheid en guns oor my lewe te hê, maar hier lees ons eintlik dat dit nie moontlik is nie. Ons besef dat ons vergewe is al klaar. Ons kan nie nou werk vir vergifnis nie. Net so met heiligmaking is dit ook 'n proses. Maar ek het nou die dag gepreek oor 'n geskenk wat jy vir iemand kan gee en hoe jy 'n natuurlike reaksie kan hê daarop. En dis baie dieselfde, want as iemand vir jou 'n geskenk gegee het, dan is daar natuurlik 'n paar maniere jy kan reageer, maar jy kan verseker nie na die tyd sê jy wil nou hierdie geskenk afwerk nie. Jy kan hom nie afbetaal nie. As iemand vir jou iets gegee het, dan sê jy dankie. Jy waardeer dit, jy kan sien dit kom uit 'n plek van liefde uit, jy kan sien dit kom uit 'n plek uit waar jy dit nie noodwendig verdien nie, of miskien doen jy, maar niks wat jy doen kan beïnvloed hoekom daai persoon vir jou daai geskenk gegee het nie. Nee, dit is op die einde van die dag 'n geskenk wat iemand vir jou wil gee en jy kan dit aanvaar en sê baie dankie. En dis baie dieselfde met hierdie volmaaktheid wat Christus ons ingemaak het. Ons identiteit is gegee aan ons en toe ons hom aanvaar het in ons harte, het ons gesien, hy het ons vergewe. Met 'n offer op die kruis is dit alles gesettel. Ons hoef nie meer, ek wil dit nie sê nie meer te worry daaroor nie, maar dit hoef nie so 'n groot angspunt in ons lewe te wees nie.
Ek dink ons moet almal probeer leef uit die waarheid van wie ons reeds is en verseker nie die ou jy wat probeer 'n masker of 'n filter opsit en probeer 'n nuwe persoon wees nie. Dis glad nie wat dit is nie. Ons kan vir ewig en ewig sit en probeer dink hoe kan die ou jy 'n beter mens word, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor hier begin ons nuut. Ons begin heeltemal oor. Ek het toe op 'n stadium gedink daaroor en ons was op Fusion Camp gewees en Pierre het 'n bietjie vir ons gepreek en dit was interessant geweest om sy perspektief te sien en toe ek dit beleef het ek nogals in my hart 'n conviction gehad van hoekom as ek in die spieël kyk sien ek nie altyd hierdie heiligheid waarvan ek lees binne my nie. Maar dis toe ek agterkom as ek in die spieël kyk gaan daar altyd 'n filter wees. Ek moet eintlik kyk in die gesig van die persoon wie vir my sondes gesterf het. Ek weet nie of julle al die Shroud of Turin gesien het nie. Ek gaan nie in diepte gaan daaroor nie, gaan lees daaroor, is flippend interessant. Maar ek dink as ons in God se gesig gaan kyk en net so by the way hulle beweer hierdie is hoe God se gesig gelyk het hier op aarde. Ek dink as ons gaan kyk in hierdie gesig van Jesus Christus, gaan ons baie meer van ons ware self sien as wat ons ooit kan as ons in die spieël gaan kyk. In die spieël is daar wêreldse opinies, daar is filters wat ons opgesit het en 100 dinge wat ons kan pla. Maar as ons kyk na die perfektheid van God, van Jesus Christus toe hy hier op aarde was en dat hy vir ons heiligheid tot heiligheid mee aanspreek, is dit amazing om te dink, wow, ek is geroep vir soveel meer as wat ek dood eenvoudig in die spieël kan sien. Nou, al is ons reeds heilig, beteken dit nie ons is klaar gevorm nie. Ons almal het nog steeds 'n proses en daardie proses is nog besig om te word. Hierdie proses is ietsie wat nie noodwendig so maklik is as wat 'n mens dink nie. Vir my was dit soos, okay, as ek vir Jesus in my lewe aanvaar, dan behoort dinge lekker maklik te gaan en natuurlik gaan ek dan nuut wees, so ek gaan nou 6:00 in die oggend opstaan en gaan gym en terugkom en dan gaan werk en dan baie geld maak. Na werk ook, jy weet, dink ek dit gaan redelik effektief en maklik wees, maar ek was nogals geskok toe ek gesien het, dit is toe nie wat die geval was nie. Ons het toe 'n redelike moeilike proses wat voor ons lê, maar dit is 'n proses van sanctification, 'n proses van heiligmaking wat ons van gelees het in Hebreërs. So hier spreek ons uit die tweede helfte van daai Hebreërs vers aan en dit is vir my nogals cool om te kyk na hierdie proses amper soos 'n boom. Ek wil vir julle graag hierdie prentjie wys van die boom. Jy kan sien, hierdie is nou verskillende fases van die boom, toe hy klein was tot hy eventually groot geword het. En ek het 'n bietjie gekyk na hierdie boom. Dit was nogals interessant geweest om vir myself die vraag te vra dat is die boom meer waardevol wanneer ons hom nou net geplant het of is hy meer waardevol as hy klaar 'n volgroeide boom gaan wees? Want ja, die volgroeide boom is 10-1, ek wil sê beter in aanhalingstekens, maar daardie klein boom se potensiaal is miskien baie meer as die groter boom. En in hierdie prentjie is die boom nou dieselfde, net so by the way, is dieselfde boom want ek wil dit vergelyk aan ons mense. Ons het baie keer verskillende mense wat na ons kyk en dan probeer ons onsself vergelyk met mense wat dalk baie verder in hulle heiligmakingsproses is as wat ons voel ons is. En dit raak nogals hierdie moeilike topik want ek vergelyk baie maklik myself met my vriende of met my kollegas en dan raak dit vir my nogals donker. Maar as ek nou mooi gaan kyk na wat God sê, kom ek agter dit gaan glad nie eintlik oor waar in hierdie proses ek trek nie, maar dat ek God deel maak van hierdie proses, dat ek deel is van hierdie sanctification wat ek elke dag in groei. Ek wil baie graag vir ons lees uit Efesiërs uit. Ek love my ou Paulus versie. Efesiërs 4 vers 15 sê dit vir my die mooiste, want hierso lees ons nou van die liggaam van Christus en ons sien, but speaking the truth in love, let us grow in every way into him who is the head, Christ. So ek wil gou teruggaan na die middeldeel van daai versie want dit is vir my die mooiste deel. Let us grow in every way into him who is the head, Christ. So hierso lees ons dit is nie net met die groot goed wat ek na God toe gaan en as ek groot vrae het in my lewe dan moet ek nou hard bid en verwag het God vir my gaan help en gaan antwoorde gee met hierdie groter dinge in my lewe nie, maar die klein goedjies ook. Partykeer is dit 'n klomp klein goed wat 'n verskil maak in hierdie groot doel wat ons graag wil bereik. En saam met dit het ek toe interessant John Simons gesien op sy Instagram praat met iemand, geen idee met wie nie, maar dit nogals my oog gevang want hy het toe vir Jim Collins gequote uit sy boek Good to Great, waar hy gesê het little things done in a single direction will always achieve greatness. Dink gou daaraan, little things done in a single direction will always achieve greatness. Hoe waar is dit nie?
As ons gaan aanhou hierdie klein goedjies doen in dieselfde rigting met dieselfde intensie, eventually gaan dit so baie momentum ophou en dit gaan oorrol, dit gaan soos 'n groot sneeubal wees wat net al hoe meer momentum vang. En eventually het ons hierdie amazing experience wat 'n mens gaan hê. En ek dink dit loop so mooi met hierdie Efesiërs 4 vers 15. Want as ons alles wat ons doen, elke liewe ding gaan doen, met die intensie om little things te doen om my greatness te achieve, gaan ons dinge beleef wat ons nie gedink het moontlik is nie. Want baie keer kyk ek op na God en ek vra vir hom, waar is U se teenwoordigheid nou? Ek voel nie nou nie, maar as ek gaan kyk hoe my hele dag gelyk het ek hom nie noodwendig deel gemaak van my proses nie. En dis in hierdie tipe goed waar ek regtig voel die Heilige Gees die meeste betrokke is. Want die Heilige Gees kom in en hy is elke dag besig om ons gedagtes te vorm, ons gewoontes en ons houdings te vorm sodat dit ooreenstem met dit wie ons reeds in Christus is. Ek dink nie dit is 'n tipe van 'n gedragsterapie of enigiets van so 'n aard nie, maar dit is eintlik meer 'n hartsvernuwing, soos wat ons nou gelees het in Korintiërs. Dit beteken daar is 'n konsekwentheid tussen jou identiteit en jou gedrag. Ek 100% glo dit, want ek dink wie jy binne is, begin dan ooreenstem met wat mense buite sien. Nou, hierdie hele proses het natuurlik meer as dit een been. Deel van dit is ietsie wat ek redelik vermy as ek die kans kry. En dit is dalk 'n deel van my wat nie die beste deel is vir my nie, maar dit is om spasie te maak om foute te maak. Ek moet sê, wanneer ons val, is dit nogal seer en wanneer ons foute maak, kan dit partykeer brand, maar hierdie foute is deel van ons vorming. Ons het nou hierdie perfekte standaard vir ons ewe skielik opgetrek en ons sê ons moet soos Jesus Christus wees en ek sê altyd, "Jesus, ek wil so graag soos hy wees in elke manier wat ek kan." En wanneer ek dit nie reg kry nie, hardloop ons soms weg van God af, want ons is dalk skaam of ons voel dalk ons is nie goed genoeg nie of na die 100e keer wat ek my kop gestamp het in dieselfde muur, is dit dalk vir my moeilik om te sê, Here, maar hier sit ek alweer. Maar hier is ek vandag om vir jou te sê dat daar is 'n God wat vir jou liefhet, maak nie saak wat gebeur nie. Jy kan verskriklike goed doen en as jy terugkom na hom, toe sal daai liefde altyd genoeg wees om die prys te dek. Dis wat vir my so mooi is van die verse wat ons vandag gebruik het en ek wil graag oorgaan na die volgende ene toe wat Romeine 8 vers 1 is. Dit sê, as ek net vir my oopkry, dit sê no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dit is die mooiste ding vir my want dit het vir my verseker in my persoonlike lewe dat maak nie saak hoe ver ek dalk gegaan het van God af nie. Dalk het daar iets gebeur in my lewe en my pad met die Here het so 'n bietjie geskei. Daar's nie condemnation nie. Ons kan terugkom en ons kan sê, Here, ek is lief vir U, ek is jammer, ek repent my sondes en hy sal jou altyd terug aanvaar. Wat vir my uitstaan van hierdie prosesse is dat ek al 100 keer hierdie ervaar het in my lewe en partykeer as ek terugkyk is daar stories gewees wat ek nie noodwendig agtergekom het die Heilige Gees was besig met my te werk op so 'n manier nie. Maar ek wil graag met julle deel een van hierdie stories. Ek het toe ek graad 7 was nou die voorreg gehad om te kies tussen 'n klomp goeie skole. Ek het in Elderein groot geword, ek was in Laerskool Swartkop en ek was toe hoofseun daar gewees. En wat toe nou deel van daai proses was baie van die skoolhoofde wou graag koffie gedrink het en dan gaan ontmoet jy almal en hulle oortuig jy om na hulle skool toe te gaan. Maar dit het nie vir my regtig saak gemaak nie, want op die einde van die dag het ek geweet ek gaan Hoërskool Elderein toe gaan. Dit was 'n maklike besluit vir my gewees want al my vriende het soontoe gegaan en ek het gedink my mind is already made up. Maar toe ek by Hoërskool Swartkop ingestap het, het ek die Heilige Gees duidelik gehoor vir my sê, hier is waar jy behoort. En vir 'n graad 7 seun is dit bietjie vreemd want back then was ek soos ja, ek is nie so seker van dit nie, jy weet, my vriende is baie belangrik en my pa was so 'n groot deel van die proses gewees en ons het eventually te besluit dat ek by Hoërskool Swartkop gaan inskryf. Maar met daai onsekerheid in my hart, al het ek die Heilige Gees duidelik gehoor, het ek foute gemaak. Ek het baie foute gemaak en ek het seer gekry as gevolg van dit. Dit was vir my baie moeilik in my graad 8 jaar want ek het ervaar dat ek so ver weg is van die vriende wat ek wil maak of as ek op Instagram sien ek Elderein is weer besig met 'n lekker massabank of wat ook al en my chommies lyk of hulle lekker kuier en ek's baie jaloers. En heeltyd ervaar ek net dat ek nie die regte besluit geneem het nie. Ek het 'n groot fout gemaak en dit is nou so, my lewe is pretty much verby. Maar dit was toe in hierdie besluit gewees wat ek die grootste les geleer het wat ek in my hele lewe al geleer het en dit was as gevolg van
Christus wat ingekom het en baie duidelik vir my 'n tweede keer gesê het ek hoort in Swartkop. Ek onthou my ma het, dit was die 20ste September van 2017 gewees, by die huis aangekom en sy het gesê sy wil met my kom gesels en toe sê sy ek moet na haar kamer toe gaan. Nou ja, ek weet nie of julle dit al ooit beleef het nie, maar as jy maar jou roep na 'n kamer toe, is jou gedagtes nie dadelik soos, Jesus wil met my praat nie, dit is, wat het ek gedoen? Jy stres jy gat af want jy dink, joh, ek het 'n sekere moeilikheid gemaak, jy weet nie eens wat jy gedoen het nie, maar op die eind van die dag, weet jy as jy by daai kamer gaan instap, gaan dit 10 teen 1 iets baie negatief wees. En ek skraap my moed toe bymekaar en ek stap toe by die kamer in en my ma sê dit vir my, "O ja, by the way, daar's 'n tannie gewees wat vir my ietsie gesê het en ek wil dit graag oordra aan jou." En ek onthou dit was vir my ma nie noodwendig baie significant geweest nie, want vir haar het nie veel beteken nie, maar vir my het dit. Want daar was 'n tannie geweest wat met haar gepraat het en ek het daai tannie glad nie geken nie en sy het net gesê, "Jou seun Myron Wasserman hoort in Hoërskool Swartkop. Hy het die regte besluit gemaak, hy moenie verander nie." En net daar onmiddellik, weet, dit klink nou stupid, maar vir my in graad 8 was dit soos, wow, ek kon dit nie glo nie. Eerstens, God praat met my, hy's lief vir my, hy het my gebede gehoor, hy het geantwoord. En tweedens, ek het toe die regte besluit gemaak, of dalk het ek nie, maar God is bereid om saam met my te werk in hierdie besluit. En net so het alles omgekeer. Ek het begin deelneem aan soveel goed as wat ek moontlik kan. En ek onthou in matriek toe ek by ons Merite aangestaan het met soveel trofees, ek kon dit nie eers vashou vir die foto's nie. Toe was my gedagte nie dadelik gewees, wow, ek is so goed en ek is so amazing nie, maar dit was, shoo, as ek daai tyd wat ek gewonder het of ek die regte besluit gemaak het, gesê het, nee, ek gaan eerder quit op hierdie en ek gaan Hoërskool Alderrein toe gaan, hoe sou my lewe dan gelyk het? Dit is onmoontlik om te sê, maar in daai oomblik wat ek gevoel het, 'n fout het my in die grond ingedryf, het ek besef, nee, dit is glad nie die geval nie. Ek het toe besef, die Here werk met my, maak nie saak wat nie. Ek wil graag vir julle die volgende stelling deel. Ek het hierdie nogals, hierdie het my nogals gevang, ek gaan nie jok nie. Dit sê net, oortuiging is nie 'n straf nie, dit is deel van vorming. Ek het al baie keer, net so by the way, oortuiging is condemnation vir die mense wat nou nie weet nie. Dit is eintlik in Afrikaans vir my baie weird woord, maar condemnation is nie 'n straf nie. Ek het al baie keer so gevoel dat in my verkeerde besluite daar condemnation oor my is en ek voel die Here is besig om my te straf of ek voel die Here maak my sleg voel of op die einde van die dag is ek net in my hart heeltemal ongelukkig of ontevrede met wat ook al ek gedoen het of wat ook al ek besluit het. Want dit is asof die Here net vir my altyd sê jy is besig met die verkeerde goed en toe die kopskuif ingekom het van dit is nie 'n straf nie, maar dit is deel van vorming, het dit soveel meer sin gemaak. Want ewe skielik is hierdie probeer om heilig genoeg te wees prentjie by die drein af. Want God gaan na ons toe en sê, in jou foute sien ek nog steeds heilig, ek sien nog steeds jy as 'n mens, ek sien nog steeds alles wat deel is van jou en ek wil graag werk met dit. Ek dink die mooi van God is dat hy 'n relational Father is. Hy wil baie graag met ons elke dag journey. Dit is nie net hy wat met ons connect by die kerk en wanneer ook ons iets amazing gedoen het vir hom, hy wat ons draai en sê well done en dan vir jou weet 'n high five gaan gee. En dit is glad nie wat dit is nie. Dit is God wat elke dag in alles wat ons doen betrokke is. En hy wil graag hê in hierdie oomblikke wat ons treur, moet ons dit vat na hom toe. In hierdie oomblikke wat ons celebrate, moet ons dit vat na hom toe. Dit is my die amazingste ding om te sien dat God betrokke is. Wil ook al ek kyk. En daar's soveel keer wat ek die Heilige Gees al ervaar het en daar's mense om my wat die Heilige Gees ervaar en ons weet nie partykeer van die vrugte wat dit dra nie. Net nou die dag het ons gepraat daaroor dat baie keer het mense in jou bediening of jy het vir iemand langs die straat kos gegee of jy het vir iemand gebid en jy sien nie noodwendig die vrug daarvan nie, maar die vrug is werklik daar. Dit is toe ek agtergekom het, maar hierdie heiligmaking van my is eintlik 'n prentjie wat ons almal betrek, want net soos wat ek die heiligmaking ervaar, is al mense om my wat dit doen en daar's ons mense wat my inspireer en ek inspireer ook ander mense en dit is hierdie groot prentjie waar ons die hele liggaam van Christus sien wat ons ook dan van gelees het en al hierdie klein goed wat ons doen is besig om God se koninkryk te bou. As ons al die filters gaan afhaal en gaan sê ons kyk nie meer na myself of ek kyk na die wêreld op dieselfde manier nie. Ons kyk na dit op die ware manier, 'n manier hoe God dit gemaak het, nie die idees van die wêreld nie. Begin 'n mens se perspektief baie te verander. So ek wil graag teruggaan na hierdie vers wat ons in die begin gedoen het, Hebreërs 10 vers 14. Wat sê ek het dit hier lees, sorry. For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. Dan besef ek, die antwoord op hierdie vraag is nee. Dis nie teenstrydig nie, want as dit was, het ek my laptop toegemaak en gesê,
ek's klaar. Daar's 'n teenstrydige stelling in die Bybel, ek kan na 'n ander geloof toe gaan, ek het die verkeerde een gekies, unlucky. Maar dit is glad nie die waarheid nie, want ek dink nou verstaan ons die volle prentjie, dat toe God vir Christus op die kruis gesterf het vir ons en hierdie amazing offering daar was om sy liefde te bewys, nie net in woorde nie, maar ook in dade, het ons perfek geword. Maar dit beteken nie, ons is klaar nie, dit beteken nie, hy is klaar met ons nie, dit beteken nie, die werke moet nou op hy stop nie, dit beteken eintlik juis, hierdie is waar ek en hy connect, en ons gaan sê, maar nou gaan ons die koninkryk verder bou. En hierdie heiligmaking of hierdie sanctification proses, is dit so belangrik dat ons meer aan God klou as ooit tevore. In al die klein goed wat ons doen, en al die groot goed wat ons doen, dit is hierdie heiligmaking wat God se storie, 'n storie van sukses maak. Ek wil graag weer terugkom na hierdie wat ons mee begin het en sê, miskien voel jy vanaand bietjie vasgevang tussen wie jy is of wie jy was of wie jy eintlik veronderstel is om te wees. Dalk is jy bietjie gestres as jy kyk na die gesig van God en sê, maar daai heiligheid wat ek in God sien, is 'n heiligheid wat ek nie imagine kan wees in my nie. Dalk kyk jy in hierdie gesig van God en jy dink, die standaard is te hoog vir my. Ek dink as ons gaan fokus op die sleg daarvan, gaan ons vir ewig in 'n mentaliteit wees van ons wat nie goed genoeg is nie, maar as ons die filter gaan afhaal en dit sien vir wat dit is, besef ons dit is rou, dit is eerlik en dit is nog besig om te vorm. Want ek is dalk gemaak in Christus se image, maar daar's nog soveel werk om te doen. En dit gaan ons verseker nie alleen doen nie. Dis hoekom ons saam kerk te kom, saam worship, saam in selgroepe is, saam hierdie hele liefde van God uitlewe en bespreek onder mekaar. Ek het nou gepraat van toe ons by CCEP was, daar was my die mooiste stelling gewees waar David gesê het dat as jy nie die woord gaan ken vir wat dit is en dit gaan lees vir wat dit werklik is nie, is jy eintlik besig om God se vocabulary te belemmer. Dit is sulke crazy stelling, want dink daaraan, as God vir jou ietsie wil sê en dit lê in die Bybel, maar ons gaan lees dit nooit nie, gaan ons dit nooit discover nie. So kom ons vat hierdie verse as Hebreërs wat dalk vir ons moeilik is of vir ons teenstrydig voorkom of wat ons dalk dink ons gaan challenge op groot maniere en sê ek wil graag meer weet. Ek wil graag die worship team opnooi en afsluit met 'n moment wat ek graag wil create, want partykeer voel ons ver van God af, partykeer voel ons nie heilig genoeg nie en soms gaan dit meer oor oorgee aan God op maniere wat ons nie gedink het ons regtig kan nie. Partykeer is dit nie ietsie wat ons moet doen nie, maar ons wat moet sê, Here, ek is klaar met self probeer myself red. Ek is klaar met hierdie gedagte van ek moet myself heilig maak alleen. Dit is my tong knoop nou super baie, maar dit is 'n heiligmaking wat God ons van deel maak in sy proses elke liewe dag. So ek wil graag hê elkeen van julle moet julle oë toemaak en ek wil vir ons 'n gebed doen. Maar voor ons daarby uitkom, wil ek julle almal challenge om vir die volgende 30 sekondes net vir God te vra, Here, waar kan ek hierdie heiligmaking meer effektief uitleef? Want dit is baie keer God wat vir ons goed uitwys om te sê, jy's hier net nog nie daar nie op hierdie topic of op hierdie tema, het jy nog baie om te groei. So ek wil hê ons moet nou ons oë toemaak terwyl die worship team regmaak en dan ervaar ons net God se presence en vra vir hom, waar wil hy my gebruik? Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, vanaand staan ons net weer in verwondering oor U. U, die een wat ons volmaak gemaak het en tog steeds elke dag aanhou werk vir ons. Dankie dat U nie van ons verwag om perfek te wees nie, maar dat U ons nooi om net werklik te wees, eerlik, rou, sonder filters. Dankie dat U nie skaam is vir ons proses nie.
dat selfs in ons stikkindheid U nog steeds besig is om iets mooi te bou. Heilige Gees, ons gee nou ons harte vir U. Vorm ons, verander ons, maak ons meer soos Jesus. Ons wil nie net oor U praat nie, ons wil U ontmoet. Ons wil U aanraak, U teenwoordigheid ervaar en net U eer. Want daar is niemand soos U nie, geen liefde soos U se nie, geen genade soos U se nie, geen teenwoordigheid wat so sag en so kragtig is nie. So Here, kom, neem hierdie oomblik, neem ons woorde, ons hande, ons harte. Laat dit aanbidding word wat U eer. There is no one like the Lord. Amen.